Jolandi Maritz Forshey, 'n omstrede vroedvrou wat in die ooste van Pretoria haar praktyk bedryf het, was eens baie gewild vir die tuisgeboortes wat sy vir talle ma's help moontlik maak het. Meer as 'n jaar lank egter staan sy nou in die Hooggeregshof in Pretoria tereg op 14 ernstige aanklagte. Wat het werklik agter die geslote deure tydens hierdie tuisgeboortes gebeur? Maritz Forshey was 'n gekwalifiseerde spesialisvrou en 'n geregistreerde verpleegster. Die Suid-Afrikaanse Raad vir Verpleegting het haar egter in 2021 gediregistreer toe sy op 5 aanklagte van onprofessionele gedrag skuldig bevind is. Vroeg in 2024, met die hulp van AfriForum se private vervolgingseenheid, het strafregtelike aanklagte toe ook teen Maritz Forshey gevolg. Sy het onskuldig gepleit op 11 aanklagte van aanranding op 4 verskillende ma's en hulle babas, 1 aanklag van strafbare manslag waar 'n baba 9 dae na sy geboorte dood is, as ook 'n aanklag van bedrog. Maritz Forshey het ook verder skuld ontken dat sy die wet op verpleegting oortree het deur glo haar dogter sekere mediese take in die geboortesentrum te laat doen, selfs al was haar dogter nie geregistreer daarvoor nie. Al 4 ma's het hulle hartverskeurende getuienis in die verhoor gelewer en beskryf hoe hulle Maritz Forshey vertrou het. Volgens die staat het Maritz Forshey tussen 2018 en 2020 die ma's en hulle babas aangerand deur medikasie soos Pitocin, Oxytocin of Cytotec sonder hulle toestemming toe te dien. Hierdie medisyne sou die kraamproses aan die gang kry en kontraksies bespoedig en vererger, wat in sommige gevalle tot die skeuring van die placenta en of die baarmoeder kon lei. 2 babas is dood en nog 2 gestremd gelaat na bewering weens die wyse waarop Maritz Forshey opgetree het, voer die staat aan. Maritz Forshey het reg deur die verhoor volgehou dat sy altyd professioneel opgetree het en dat komplikasies tydens geboorte dikwels onvermydelik was. Sy het ook aangevoer verskeie faktore tydens die geboorte se rol gespeel. Dit sou onregverdig wees om die skuld daarvoor op haar te pak, het sy gesê. Een ma het tydens swangerskap 'n urineweginfeksie gehad en behandeling geweier. Die baba wat kort na geboorte dood is, het voor geboorte reeds onvoldoende groei getoon en sy dood was weens die besluit om die lewensondersteunende masjiene af te skakel, het Maritz Forshey aangevoer. Die 3de ma wie se placenta tydens kraam geskeur het, wat haar baba se dood veroorsaak het, kon nie voorspel word nie en was onvoorkombaar. Dan ontken Maritz Forshey ook dat die 4de ma se baba erge breinbeserings opgedoen het weens die gebruik van verlostange wat strydig was met kraamriglyne en voer aan dat dit moontlik onderweg na die hospitaal gebeur het, toe die ma vir 'n noodkeisersnee vervoer is. Maritz Forshey het ook ontken sy het enige van die ma's die middel Cytotec of enige soortgelyke middel toegedien. Haar dogter se getuienis hieroor, oor hoe sy instruksies deur haar ma ontvang het om dit in water aan te maak en vir die ma's te gee om te drink, moet verwerp word omdat dit nie gestaal word deur bykomende bewyse nie, het Maritz Forshey aangevoer. Vir die slagoffers sal 'n jarelange verbeter regstryd vandag eindig wanneer die hof 'n bevinding van skuldig of onskuldig teen Maritz Forshey maak. Hou Marula Media dop vir verwikkelinge in die saak.